So 2 jaar terug, doen ek 'n reeks in Uniondale. En ek kom agter dat Uniondale bestaan net as gevolg van daai spook. Ek het daai prentjie op internet gekry. En ek dink as ek sal so afkom in die nag en daar staan so 'n persoon, sal ek sekerlik stop om my persoon op te tel. Wat sê julle doen? En daai lyk nie regtig na 'n spook nie. Die oogies is bietjie donker, want onthou dis nag, ek sal dit nie gesien het nie. En so ontstaan daar 'n storie van Uniondale se spook. Ek weet nie of wie van julle dit gesien nie. Daar's 'n standbeeld opgerig in Uniondale. So ek het die voorreg gehad om die standbeeld af te neem en vir julle die spook te wys. So ek het nie die werklike spook gesien nie. Ek het die standbeeld gesien. Maar ek vang almal met daai standbeeld. Want hulle het gedink dis wat ek afgeneem het. Sien dit nie? Ek het dit afgeneem. Die storie wat rondgaan is dat in April 1986 Maria Leroux en Giel Pretorius op pad was huis toe en hulle maak 'n ongeluk. Maria is noodlottig dood. Giel oorleef nie. Dis wat gebeur het. 8 jaar later kom daar 'n man verby met die naam van Anton Legrandsie. En daai vrou staan aan die pad. En hy gee haar lift. En terwyl hy so ry, kom hy agter dat sy nie meer in die kar is nie. So hy stop en hy soek, gaan terug op die pad en hy kry haar nie. En hy is bekommerd en hy gaan polisiestasie toe. En wat dink jy gebeur by 'n polisiestasie in die nag? As iemand met so 'n storie daar aankom. Verseker so ek lekker gelag het. Jy is mos nou simpel man. Maar hy is so oortuig, hierdie Anton Leroux, laat hulle agter hom aanry. En terwyl hulle ry, gaan die agterdeur regs agter van sy kar oop. En toe, en die polisie sien dit. So nou is hulle op om hulle ry, en toe hy stop is hulle in die kar, weet jy opgetel? Niemand nie. Maar jou kar se deur het oopgegaan. Nee, sê hy, man, julle droom. So nou soek hulle. Kry niks nie, terug polisiestasie, nou moet hulle maar 'n saak oopmaak. Maak die saak oop. En hoe dit gebeur het, weet ek nie, maar hulle wys foto's van mense wat dood is daar. Want onthou, nou kom die gedagte, dit is 'n spook. En hierdie man, Anton Leroux, Legrandsie, erken vir Maria Leroux op die foto. En hy sê, dis die persoon. In 1978 kom daar 'n korporaal verby van Jaarsveld. En daar staan die dame weer. En jy sal nie glo die geluk wat daai konstabel het nie. Hy het 2 helmets. So hy stop en hy gee vir haar lift. En daar ry hy. En soos hulle ry, maak die fiets weer so. En hy skrik. Stop. Weg is hy. En hy dog toe, wat het nou gebeur? Ek meen, ek het hierdie spoed gery, hy's weg. Hy soek en hy soek en hy soek, ek kry niks nie, polisiestasie toe. Hulle onthou van Maria se ongeluk, hulle onthou van die vorige ou, wys hom, dis hierdie ene. Hulle is weer terug en daar gaan soek hulle, kry niks nie. So waant is hulle nou op pad? Terug polisiestasie. Toe hy by die motorfiets kom, toe wag haar 'n verrassing vir hom. Die vrou die helmet kom terugsit. Want hy is weer in die motorfiets. Dis die gerugte wat daar rondgaan. Maar die spook verskyn nie meer nie. Weet nie of julle dit weet nie. Want Giel Pretorius het dood gegaan. Nou is die legende dat die oom die tannie kom haal het. En die tannie is nou by die oom. Dis die Uniondale se storie. Dis die legende, dis wat op elke winkel, as jy ingaan, is daar 'n groot, soos 'n skillery of 'n prent of iets, maar almal is gekoppel aan die spook van Uniondale. Daar's 'n spookhotel.
Daar's 'n spookdop. Daar's 'n spookstyk. Daar's net spook. En toe ek die ding sien, toe sê ek vir my vrou, weet jy wat, nee? Miskien moet ek na die ding kyk en 'n lesing maak. Want ek bied lesings daar. En ek is benoud. Want hoe kan ek ewe skielik daai dorpie se enigste manier van ekonomie afsny? Gaan hulle my glo? Nee, kom aan, wees eerlik, hulle gaan nie. Hoe gaan ek my brood en bogte toemaak? Ek gaan nie. Maar voor ek aangaan, onthou julle, hoe ek tot bekering gekom? By die dood van my sus. Wat het ek geglo? Waar moet my sus wees? Waar wil julle geliefdes wees vandag? My sus kan net op een plek wees. En dis by die Here. En toe roep ek hierdie ding raak, en ek dink dis nogal komies. Die gehalte is nie goed nie, maar kyk 'n bietjie daar. Kyk of julle self kan eenselwig met hierdie wat ek nou vir julle gaan wys. Ja, hy speel nie daar bo nie. So there's a story about a couple from Minnesota, and they were experiencing a very cold and dreary winter, and so they decided, well, why don't we come down to Florida to experience some good weather? And they said, well, why don't we see if we can stay at the hotel where we honeymooned 20 years earlier? So they made the arrangements. The only little hiccup was the fact that they couldn't get on the same flight. And so they agreed that the husband was going to travel down to Florida on Thursday, and then on the next day, on Friday, the wife would follow. And so the husband arrives safely, he goes to the hotel, he checks in, and he decides to send his wife an email, letting her know that he arrived safely. Well, he inadvertently made a very small mistake. He left out a letter in her email address. So this email went to somebody else. Now, the recipient of the email was a woman in Houston, Texas, who earlier that morning had buried her husband. Her husband was a minister. And in the evening, she said, well, let me check my email because I'm expecting that some friends and family who were not able to attend the funeral might be sending me some words of condolence and encouragement. Well, needless to say, when she opened up the first email, she fainted. And her son ran into the room to discover she was okay, but he looked at the computer screen, and this is the email that he found. To my loving wife, I've arrived. I know you're surprised to hear from me. They have computers here now, and you are allowed to send emails to your loved ones. I've just arrived and been checked in. I see that everything has been prepared for your arrival tomorrow. Looking forward to seeing you then. Hope your journey is as uneventful as mine was. P.S. It sure is hot down here. Ek het nie flou geword nie. Daar's my sus. Maar ek wou my sus op geen ander plek gehad het nie. As daar. Ek wil nou met julle deel. Ek lees die verhaal van die toestand van dood. Ek doen Bybelverse. Ek doen studies. Ek is al gedoop in hierdie kerk. Ek leer mense wat die waarheid is. Maar ek glo dit nie. Is ek in jou gesprek nou daar buitekant? Ek glo dit nie. Want binne in my kan sy net op een plek wees. En dis een van die dinge wat ek besef het, dat soms is ons so gegrond in goed wat ek wil hê, dat ek weier om God se woord te luister. Ek weier om die waarheid te vat. Dis daai gesig wat julle sien, wat my lewe gedraai het. Haar dood het my lewe gedraai. So vir my moet sy net een plek wees. Ek het hierdie lese gemaak vroeg in my lewe, dat ek net die Bybel gaan glo.
Wat so ek gemaak het, is ek 'n boodskap van my sus gekry het en sy sê vir my, is verseker baie warm hier. So my kassie het mekaar gegooi het. Maar ek het besluit, ek gaan net die Bybel glo. Ek het vir julle gesê, daar's twee partye. Die een is die man aan die kruis. Dis hy wat vir ons se woord gelos het. En die ander ene is hy wat hom wil wees. En misleiding kom van hom af. Waar het dit alles begin? Hy wat in die kruis gehang het alles geskep. Alles het deur hom ontstaan. Die ander ene is die moordenaar, wat 'n leienaar is. En soms in ons lewens het ons goed aanvaar wat 'n leuen is, en wat ons nie bereid is om daai leuen weg te vat nie. Waar het begin? Waar het begin dat my sussie is in die hemel? Daar. Die eerste leuen in die Bybel. God sê, eet, jy gaan sekerlik sterf. Die leienaar kom en hy sê, jy gaan gewis nie sterf nie. So met ander woorde, glo ek hom, is my sussie in die hemel. Glo ek die Skepper, is my sussie nie in die hemel nie. En hoor wat ek vir julle sê, ek praat van 3 jaar, as 'n gedoopte Adventis, vertel, en ek het op daai stadium, het ek 60 Bybelstudies 'n week gedoen. Ek het hierdie goed gereeld vir mense vertel, wat ek vir julle gaan vertel. In my hart het ek dit nie geglo nie. Ek glo dit nie. Want ek het vasgehou aan 'n leuen, omdat dit my vertroos het, en omdat dit my versterk het. En ek moes gaan plat sit en sê, Here, ek vertel vir almal, ek glo net in u woord. Help my nou, om te verstaan wat u woord sê. En u woord sê, 1 Timoteus 6 vers 15, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit. Jesus het aarde toe gekom as 'n mens. Het hy onsterflikheid besit? Jy moet nou mooi dink. Het hy onsterflikheid besit? Dan was hy nie 'n mens nie. Dis true, ek weet, en help my reg as ek verkeerd is. Ek gaan later in die lees ek vir julle wys, dat hy volkome mens was. En die hartseer wat ek vandag in my hart het hy gehad. Dis God alleen wat onsterflik is. Voor Jesus aarde toe gekom het, wat was hy? Hy's 'n God. Hy het dit agtergelaat en hy het afgekom aarde toe. Om hom te kan vereenselwig met ons. Dis hierdie vers wat my laat vasteken en sê, Here, nou sal ek ernstig moet kyk wat u woord sê. Want ek is die voorstander van u woord en u woord alleen. Wat sê u woord? Satan en ons wat geskape is, wat sondaars is, gaan in die poel van vuur gewerp word. Dis die tweede dood. My sus het die eerste dood deurgegaan. Ons wat hier sit, verdien almal die eerste dood. Almal van ons verdien dit. Maar almal van ons wat vandag hier sit, en my sus, het die keuse gehad vir 'n ewige dood of 'n ewige lewe. Die woord sê God kan nie lieg nie. Hierdie wat ek vir julle sê, het ek bymekaar gaan sit toe ek Uniondale se spook gedoen het, want dit het my gevat om met julle te kan praat vandag. Ek is deur dit. God kan nie lieg nie. Ek moet sy woord glo. Hy is alleen geloofwaardig. Hy wat God wil wees, sê die Bybel vir my is 'n leraar van die begin af. So wat het met Maria gebeur in daai ongeluk en na die ongeluk toe sy dood is? En hier vanaf gaan ek vir julle 'n klomp verse gee. Verskoon my, ek sukkel vanmôre om te lees, maar dis op die bord vir julle, kan self lees.
Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek het gesondig, ek is nie meer in sy teenwoordigheid nie. Hoe baie van ons sit vandag dalk hier met sonde teen God? Onbewustelik. Onthou julle my lesing van, en die dame het vir my gesê, dis 'n aklike foto daai. Maar ek het daai foto daar gaan sit, want dis die toestand waarin ons is, ons weet dit nie. Daar's dalk vandag sonde tussen my en God. En hier sê ek nou net vir julle, dit ontbreek ons dan die heerlikheid van God. Dis hoekom dit so belangrik is, wanneer ek hy besluit neem om vir God te wil dien, is om volhartig te doen. Bereid te wees om te luister, as ek iets verkeerd doen, wat jy vir my sê, dat ek dit regmaak in my lewe. Nie maak soos wat ek gemaak het toe my sis dood, glo, sy's in die hemel nie. Vir 'n lang tyd. Ek het 5 jaar na dood my lewe gedraai. 3 jaar later het ek vertel, sy's in die hemel. Vandag sê ek dit nie meer nie, want God kan nie lieg nie. Sy woord sê, die loon van die sonde is die dood. Dis die eerste dood wat my sis ervaar het, maar dis ook die ewige dood. Hoekom praat die Bybel van 'n ewige lewe? Dan moet daar mos 'n ewige dood wees. 1 Johannes 1 vers 10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Ek kan nie vandag vir julle sê ek is nie 'n sondaar nie. Ek weet, ek het hiernatoe gery en ek het my vererg vir 'n ou taxietjie wat bietjie voor my ingery het. Ek het hom nie gebless nie. Ek het hom geseën na daai plek toe waar hy boodskap vandaan gekom het, waar dit warm is. Dis wat ek gedoen het. Maar weet julle, soos hier ry, dan voel ek skaam en skuldig. Dis waarop ons moet ingestel wees, is daai skaam en skuldig. Want dan weet ek vandag, my Freddie, die Here werk nog met jou. En dalk hier waar julle sit vandag, luister wat ek sê. Nie een van ons weet, ek weet nie wat my vrou vanmiddag gaan sien nie. Ek mag dalk op die pad ongeluk hê. Openbaring 1 vers 17 sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Wie is dit? Wie praat met hom? Jesus. En die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutel van die doderyk en van die dood. So wie daai sleutel van die doderyk? Jesus. Wanneer maak hy vir my oop? As ek dood is? Nee. Wanneer ek hier staan en sê, Here, vergewe my. Dis die sleutel om weer in God se teenwoordigheid te kan kom. 1 Johannes 1 vers 9. Is dit wat die wêreld preek vandag? Nee. Nee. Ek was al by dienste gewees dat die man daarvoor sê, en nou sluit ek die hemel oop vir die mense om in te gaan. Ek het dit met hierdie ore gehoor. Ek het dit geglo. Ek kom uit 'n ou apostoliese agtergrond. Hulle het 1 keer jare diens waar die apostel die hemelkryk oopsluit en die dooies gaan in. Vir hulle wat in daai jaar tot bekering gekom het. Hoekom was my sussie in die hemel? Want ek het daai twak onthou as 'n kind. Dis nie waar nie. Die dood is oorwin. Waar is hy oorwin? Aan die kruis. Wanneer is ons dood oorwin? Gaan dit nou vir julle lees. Dink 'n bietjie. Jesus het die sleutel tot die koninkryk. Hy het die sleutel, hy kan vergifnis gee. Nie wat ons vanmôre gepraat het, 'n priester nie. Hy kan nie. Dis net deur Jesus waar ons verlossing is. Hy het die prys gaan betaal. Ek het die vers baie gebruik. Hy is vir die wêreld lief. Maar die belangrike deel wat die wêreld nie sien nie,
Hulle wat in hom glo. En solank ek die verkeerde goed verkondig het van my sussie wat in die hemel is, maak nie saak aan watter kerk ek is nie, wat ek geglo het nie, het ek nie aan Jesus en sy woord geglo nie. Dis die realiteit wat ek wil hê julle moet snap vandag. Ek het nie sy woord geglo nie, want sy woord praat anderster. Hoe is 'n mens geskape? Uit stof, asem van die Here, en hy het 'n lewende siel geword. Wat glo ons vandag? Wat glo ons vandag? Job 33 vers 4 sê, die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige het my lewendig gemaak. Hy het 'n lewende siel geword. Wat glo die mense vandag van 'n siel? Job 27 vers 3 sê, want my asem is nog heeltemal in my, en die lewensasem van God is in my. So daai asem van God is nog in my. Ek het 'n lewende siel geword. So met skepping was dit stof, die asem van die lewende, en ek het 'n lewende siel geword. Nêrens lees ek het 'n siel gekry nie. Nêrens nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel van siele. In Genesis 4 vers 15. Dit is die seuns van Lea wat sy vir Jakob gebaar het in Aram saam met sy dogters Dina. Al die siele van sy seuns en dogters was 33. Dit was sy afstammelinge. Hier voor my sit vandag afstammelinge van wie? Hoe ver moet ons teruggaan? Adam en Eva? Of van my oupa en my ouma af? Of van my ma en pa af? Maar die Bybel sê, alle lewende siele, alle lewende mense, kom van Eva af. Toe God mens maak, en hy vat die stof en hy blaas die asem in, en hy word 'n lewende siel, toe word hy 'n lewendige mens, 'n lewendige persoon. Daar's nog eene van Jakob. Saam was hulle 66 siele. 66 mense. Kon my sussie se siel gesterf het? Jesegiel 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Presies dieselfde wat Paulus vir ons gesê het in Romeine. Jy sondig en jy gaan sterwe. Almal het gesondig. Geen persoon wat nie gesondig het nie. En ons weet die loon daarvan is die dood. Is daar 'n verskil? Ons het nou gepraat van die diere, gaan hulle doodgaan. Is daar 'n verskil tussen my siel en hulle siel? Prediker 3 vers 19 sê, want die lot van die mensekinders is ook die lot van veediere. Selfde lot. En hulle het een en dieselfde lot. Soos die een sterwe, so sterf die ander. En hulle almal het dieselfde asem. En 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie, want alles is te vergeef. Vers 20. Alles gaan na een plek toe. Alles is hy stof en alles keer terug na stof. Hierdie was vir my hart. Dit was vir my persoonlik hard om te verstaan. Want my sussie is nie in die stof nie. My sussie is by die Here. Wat het met die watervloed gebeur? Hulle het almal verdrink. Alles het verdrink. Alles wat die asem van die lewende Gees in sy neusgate gehad het, alles wat die droë grond was, het dood gegaan. Alles. Psalm 104 vers 29. U verberg u aangesig, hulle word verskrik. U neem hulle asem weg, hulle sterwe, ek ken terug na die stof.
Job 14 vers 10. Maar 'n man sterwe en is magteloos. Ja, 'n mens blaas die asem uit en waar is hy? Alles keer terug waar dit gaan. Hier's 'n voorbeeld. Die water verdwyn uit die groot waterplaas en die rivier droog uit en lê droog. So dis die voorbeeld van 'n rivier wat droog word. En dan sê hy, so lê die mens daar sonder om weer op te staan totdat die hemele en die aarde nie meer is nie. Wanneer is dit? Ons het geraak daaraan en wanneer jy Openbaring bietjie verder gaan sien, dis met die wederkoms. Word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. Eers wanneer die aarde nie meer daar is nie, dan word hulle opgewek. So wat is die omgekeerde van skepping? Die stof na die aarde terug, soos dit gewees het, en die gees terug na God. Wat het God gegee in die skepping? Lewensasem. Wat gaan terug na God toe? Lewensasem. Dis not vir julle maklik vanmôre om dit te snap. Ek het genuine met dit baie gesukkel. En ek weet vandag is daar baie wat sukkel. Psalm 104 vers 4 sê, sy gees gaan uit. Sy gees gaan uit. Hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Nou hier is hulle, sy gees gaan uit en hy keer terug na die Here toe. Maar wanneer jy die selfstudie gaan doen, dan lees ek baie keer meer as een Bybel, om 'n beter begrip te kry. Doen julle dit ook? Nou kyk wat sê die Engelse Bybel. His breath goes forth. So die gees wat uitgaan, is my asem wat uitgaan. Wat het daai predikant se vrou geglo? Toe sy hierdie boodskap uit die hel uit gekry het? My man se gees het na die Here toe gegaan. Maar die Bybel sê nee, his breath. Kan julle my breath sien? Ek al asem terwyl ek praat. Nee. Dit het God gegee met skepping. As jy doodgaan, gaan dit net so terug. Satan het gelieg vir ons. Al die siele is myne. Soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun, hulle is myne. Die siel wat sondig gaan sterwe. Adam en Eva het gesondig deur ongehoorsaam te wees. Hulle gaan sterwe. Ons, as ons dieselfde foute maak, gaan sterwe. Psalm 89:49. Watter mens leef daar waar die dood nie sal sien nie, want sy siel, wat sy siel kan red, uit die mag van die doderyk. Kan ek my siel red uit die mag van die doderyk? Wie die sleutel? Net een. Satan het vir ons gelieg. Toe Maria daar sterf, wat het sy geweet? Het sy geweet sy is dood? Wat sê die Bybel? Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. Het sy geweet waartoe sy pad? Het sy geweet hier's die plek waar ek dood is? Hoe het sy geweet om soontoe te gaan? Prediker 9:6. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer, het lankal verdwyn en hulle het vir ewig geen deel meer nie. Wat beteken sy het vir ewig geen deel meer nie? Kon sy deel gehad het in 'n karrit? Nee. Dis moeilike goed hierdie. Ek weet hoe ek gesukkel met dit. 9:10 sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan nie. Hoe gereeld sien ek op hierdie mense se statusse,
Pa, jy moet 'n lekker verjaarsdag hou vandag. Pa en die Here hou lekker braai vandag. Het julle dit al gesien? Baie. Wat sê dit hier vir ons? Geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk. Job 14:12 sê, so lê die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemel nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. Kan julle onthou, toe julle geslaap het gisterand, wat kan julle onthou? Ek maak my oë toe en môre word ek wakker. Ek weet nie. Al wat ek weet, die nag was kort. Ek voel ek moet nog slaap. Is dit nie? Jy weet niks nie. 'n Voorbeeld wat in ons huis gebeur het, my pa het skofte gewerk. Nou my pa kon my vrou se pa gewees het. As my vrou haar kop op die kussing neersit, kan ek tel 1, 2, dan sê hy gaan. Dan kom my pa by die huis, dan skuif my ma die huis. Nou my ma het geglo. Hulle noem dit spring clean. Maar my ma het 'n ander ding gehad. Sy tel op die bed, sy sit die bed neer, sy maak skoon, sy sit terug. My pa het nooit wakker geword. Dis wat ons nou hier gelees het. Jy weet niks. Kan die geliefdes ons sien? 14:21, sy kinders kom in eer, maar hy word dit nie gewaar nie. En hulle word gering, maar hy let nie op dit nie. Dit wat ons vandag sien, kan my sussie nie sien nie. Sy hoor nie eens vandag, hoe is my hart seer oor haar nie. Sy weet niks. Hoe het Giel geweet om vir Maria te gaan haal? Dis die leuen van die Satan wat onder mense rondloop. Dis leuen soos daai wat ons glo, wat nie waar is nie. Kan hulle ons kontak? Psalm 146 vers 10. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. So kan hy my kontak. Hy weet nie eens van my nie. As my vrou so lê en slaap, en ek lê langs aan, ek het pyn, of ek staan op, sy weet dit nie eens nie. Wat wil ons in die hemel gaan maak eendag? Is dit nie dit nie? Wil ons nie die Here gaan loof en prys nie? Ons doen dit op die aarde, ons loof en prys hom elke dag. Is dit nie die hoofdoel hoekom ons daar in die hemel wees nie? Psalm 103 vers 1 sê, loof die Here, o my siel. Kan ek hom loof en prys? Kyk wat sê Psalm 115. Die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. So die engele kore vandag is nie ons geliefdes nie. Hulle gaan die Here nie loof en prys nie. Wanneer gaan ons hom loof en prys? Met die wederkoms. Psalm 6 vers 6 sê, want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die koninkryk? Jy kan die Here nie loof as hy dood nie. Jesaja 38:18 sê, van die doderyk sal u nie loof nie, die doof sal u nie prys nie, die wat in die kuil neerdal, sal op die trou nie hoop nie. Vers 19, die lewende, die sal u loof, maar soos ek vandag die Vader maak, aan u kinders die trou bekend. Net die lewendes kan die Here loof. Wanneer gaan my sussie hemel toe? Wanneer gaan ons geliefdes hemel toe? Johannes 5 vers 28. Moet julle nie oor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Eendag gaan my sussie en julle geliefdes die stem van die Here hoor. En dan sal hulle uitgaan
Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. 2 opstandings. Hulle wat sy werke gedoen het en goed gedoen het, gaan sy stem hoor en hulle gaan opstaan. En dan hulle wat die ongeregtigheid gedoen, gaan ook sy stem hoor en hulle gaan opstaan. By 'n tweede opkoms. Ons het dit gisterand gedoen. Openbaring 20 vers 5. So eers daar by die opstanding gaan my sussie hemel toe gaan. Nie wat ek geglo het nie. Nie wat die wêreld vandag glo en verkondig nie. Dis nie so nie. 1 Tessalonisense 4 vers 16. Want die Here sal self van die hemel neerdaal met die geroep van die stem van 'n aartsengel en met klank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Net soos ek vir julle gesê het. Daarna sal ons wat in lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So sal ons altyd by die Here wees. Ons gaan saam opvaar. So ek en my sis gaan die voorreg hê as ons gelowig is. Ek het nog steeds die volle vertroue dat my sis gelowig was. Ek het nie 'n gelowige lewe met haar gedeel nie, maar ek het die voorreg gehad om 'n man te ontmoet wat met haar te gewerk het die laaste 3 maande van haar lewe. Dit was 'n godsvreesende man. En hy het my vertel wat hulle gesprekke was. En die Bybel sê ons het daai groot hoop. En ek het vir julle gesê, as ek nie my pad kan regverdig hou voor die Here, as ek nie my vergifnis kan vra, kan vergewe en vra en doen wat die Here my vra nie, kan ek nie regverdig wees nie. Dan gaan ek haar ook nie sien nie. Dit is my dryfveer in die lewe. Dit het my gevat na die Here toe. En ek het so 'n mooi gesprek vanmôre gehad. Vrou het vir my gesê, ek het die sagste man in my lewe ontmoet, die mooiste mens, met die mooiste hart. Nou my soeke toe, van my en my lewe, het my na daai man toe gevat. En as ons nie almal by daai man kan uitkom nie, dan gaan ons nie die voorreg hê om geliefdes eendag te sien nie. Dis my dryfveer. 1 Korintiërs 15 vers 13 sê, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Dis ons belofte. Dis hoekom Daniël 9 so groot profesie vir my is. Op die bepaalde tyd het hy gesterf. Hy het opgestaan. Honderde mense het hom gesien. Honderde. So Jesus het opgestaan. Ons het daai versekering dat ons geliefdes gaan opstaan. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Pragtig. En hoor nou. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Sonde is oorwin aan die kruis. Wanneer is daai oorwinning vir ons? Met die wederkoms. Want tot en met die wederkoms kan ek verkeerde keuses maak. Tot en met die wederkoms het ek 'n kans om te sê, Here, ek het weer vanmôre verkeerde gedagtes gehad. Vergewe my. Ons het 'n kans tot en met dit. So eers met die wederkoms sal die dood oorwin wees. Dan sal die lewendes en opgewekte gelowiges saam met Jesus opvaar. Het julle nou al die vraag begin kry in julle koppe? Wie was hierdie en se spook? As ons nou vandag weet, dis nie Maria nie. Wie was dit dan gewees? 2 Korintiërs 11 vers 14 sê, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonder wanneer sy dienaars hulle ook voordoen nie. Ek het vanoggend na 'n ding gekyk
van 'n getuienis van 'n man wat in die tronk was. Wat daai nag vermoor sou geword het deur die polisie. En die volgende oomblik stap daar 3 manne in wit suits in. Prokureurs. Met hofbevel dat hy vrygelaat moet word. En dis op rekord. Is nie 'n fabel nie, dis waarheid. En daai 3 manne vat hom na 'n plaas toe en hulle versorg hom vir 3 maande. En hulle leer hom in die Bybel. En hulle gee hom 'n taak. Gaan soek hierdie kerk. En hy vat sy goed en hy loop. En hy draai en hy gaan na die huis en weg is hulle. En hy sê dit was engele gewees. Het engele in die Bybelse tyd aan mense verskyn? Wat is Lucifer? Is hy nie 'n engel nie? So kan hy aan ons verskyn? Wie was Maria? Wie was sy? Wie het in haar plek kom staan? Wie het in die karre geklim? Daai man met die motorfiets sê, die gerugte was, hy het die motorfiets voel beweeg. So daar was iets op sy motorfiets. Hier sien ons, dat Satan homself kan verander. En sy trawante. Maar ek het vir 'n paar keer gesê, ek moes self gaan kyk het wat sê die Bybel. Ek het hierdie goed gelees. Ek het dit vir mense vertel vir 'n lang tyd. Dit het nie gesink nie. Toe gaan ek terug na 'n basiese stap toe. Ek het gedink ek is Petrus, ek het hulle gesê vurig, beklerig. En Paulus is bietjie beter, ek wil liewer ry wees. Maar toe sien ek my voorbeeld is Jesus. Toe gaan kyk ek en ek wil kyk, wat sal hy vir my sê van die toestand van die dood? Het hy vir ons vertel? Wie van julle het dit al gelees? Sien so 1 of 2 koppies skud. Daarom het jy dit al gelees. Ken jy die verhaal van Lazarus? Lazarus, ek gaan lees dit bietjie, ek gaan nou vir julle net bietjie verse gee. Lazarus 11 vers 12 sê, sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy wakker word. Hy sê vir hy siek, maar dan sê hy vir hy slaap, dan sê maar, my vrou lê nou by die sy slaap, sy siek. So as ek by die huis kom en sy wakker, ek voel beter, ek het nou met haar gepraat, toe sê ek voel baie beter. Dis die gedagte wat hulle gehad het. Maar dan sê Jesus in vers 13, maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, hy rus van die slaap. En dan antwoord die Here hulle, en hoor hoe mooi stel die Bybel dit. Toe sê Jesus vir hulle, ronduit, wat is ronduit? Reguit, dis die toestand van die dood. Lazarus is dood. So Jesus verduidelik, wanneer jy doodgaan, slaap jy. Onthou julle daai 5 minute na die dood? Is 'n boek wat verskyn het, wat gedruk was, deur 'n teoloog van hierdie land. Daar's duisendes van dit verkoop. Wat sê hy in daai boek? 100% die teenoorgestelde wat ek sê. As hy reg was, waar was Jesus 5 minute na die dood? 5 minute na hy aan daai kruis gesterf het. 5 minute, onthou 5, tel dit 1, 2, 3, 4, 5, van hom afhaal, tot hulle hom in die graf gesit het. Hoeveel minute was dit? Halfuur? Dit is nog 'n proses daai. Nou 5 minute, terwyl hulle besig is om af te haal, waar moes hy dan gewees het? Hy moes by sy vader gewees het. Hoe was sy verhouding met die Vader? 1. Ja. Want toe sy eers gegaan het, as jy nou in die hemel is. So eers die engele gaan ontmoet het en gesê ek is terug, reguit Vader toe. Maar hoor wat sê hy vir Maria? Moenie aan my raak nie. Ek het nog nie opgevaar nie. Waar was hy? Waar was hy? Maar nou is daar 'n verhaal
Voor hy sterf aan die kruis, is daar 2 mense langs hom. Die Bybel sê misdadigers, nie 'n moordenaar en skelm nie, wat ek geleer het. 2 misdadigers. En wat sê die een misdadiger? Dink aan my. Wat sê Jesus? Jy gaan saam met my in die paradys wees. Wat sê die mense vandag? Jesus het hom saam met hom gevat. Soos Jesus nog nie by sy Vader was nie, het hy hom dan iewers te vergeet langs die pad? Nogal iets om aan te dink, né? Waar was die man aan die kruis dan? As Jesus nie daar was nie. Maar ek het julle nou die aand gewys, wanneer ons die komma se goed reg skuif, dan was die belofte, jy gaan daar wees, maar nie vandag nie. So Jesus was 5 minute na die graf, nie aan die kruis nie. Daar is hy. En onderaan het ek die komma geskuif. Bo sê hy, voorwaar ek sê vir jou vandag, kom ek lees dit mooi. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In die geel, skuif ek daai, kom maar net 'n bietjie, ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. So hy het die belofte gekry, wanneer die Here hulle kom haal, gaan hy daar wees. So wat het hy vir die Here gesê, toe hy gesê het, dink aan my? Wat was sy woorde? Here, vergewe my. Hy het daar gehang en ook gespot. Wat was sy lewe op aarde? Dalk 'n Freddie van 'n Linde. Maar op daai oomblik, toe besef hy, dit is die man wat beskryf is, wat gaan sterf vir my sonde. Here, vergewe my, dink net aan my. Hy is vergewe. So 5 minute na die dood was nie Jesus of die man aan die kruis in die hemel nie. So waar kom hierdie gedagte vandaan? Was daar verwarring in die Bybel? Hoor wat sê Martha toe Jesus daar kom vir Lazarus. Sy antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding van die laaste dag. Daar was geen verwarring nie. Haar boetie is dood. Hoe lank is sy in die graf? 4 dae. Stink hy al. So sy het nie iets anders te gedink nie. Sy het geweet, in die opstanding van die laaste dag, wanneer my sussie gaan opstaan, gaan Lazarus opstaan. Daar was geen verwarring nie. In die Ou Testament het ek vir julle gesê, my grootste hero, idol, noem dit wat julle wil, is Daniël. En hy kry die belofte, en jy sal heen gaan na die einde, en jy sal rus en weer opstaan. Wanneer? Aan die einde. Onthou, ek het vir julle gewys, dat toe Jesus gesterf het in die kruis, het die graf toe oopgemaak. Het Daniël daar opgestaan? God sê nee, aan die einde van tyd. Dis die leenaar. Dis die leen wat vir Eva verkondig is. Dis die leen waaraan die wêreld vandag vashou. Nou wat van hierdie? Hierdie is 'n nuwe ding wat ek bygesit het. Want ek was gekonfronteer met dit in Zimbabwe. 1 Petrus 3 vers 19 sê, en wie hy ook heen gegaan en gespreek het met die geeste in die gevangenis. Die NG Kerk lees dit elke Sondag af. Hy het ter helle neergedaal en met die geeste gaan praat. Is dit moontlik? Besef julle daai lelike prentjie van daai draak ding, duiwel wat die wêreld so druk? Hulle besef nie, hulle is in 'n wurggreep nie. Hulle beweer Jesus het fisies neergedaal. Was dit so? Maar die Bybel sê vir my, Jesus was volkome 'n mens. Ek het dit nou vir julle gesê, gaan dit vir julle wys. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Galasiërs 4 vers 4 sê, God sy seun uitgestuur het, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, 'n mens.
Hebreërs 2 vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy barmhartig en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Hy was in alle opsigte soos 'n mens. So toe hy dood gegaan het hy goddelike krag gehad om terug te gaan. Hy was volkome 'n mens, soos ek en julle vandag. Hebreërs 4:15 sê, want ons is nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons was hy versoek. Filippense 2 vers 7, maar hy het homself nie ontledig maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en in die mens gelyk te word nie. Verskeie plekke word daar gesê, hy is gelyk aan ons. Hy was afhanklik soos ons vandag is aan die Here. Johannes 5 vers 19. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen tensy hy die Vader dit sien doen nie. Hy was afhanklik van die Here. Wat het gebeur in die tuin van Getsemane voor die kruisiging? Het hy bloed gesweet? Hy was bang, hy was benoud. Het hy ons behoeftes gehad as 'n mens? Hy het honger geword in Matteus. In Johannes het hy moeg geword. Hy was 'n mens. So het hy werklik gesterf? Ja. Lukas 23 vers 46 sê vir ons, hy het sy laaste asem uitgeblaas. Soos wat my sussie haar laaste asem uitgeblaas het Jesus sy laaste asem uitgeblaas. Johannes 10 vers 17. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe afgelê het om dit weer op te neem. Hy het gesterf. Hy's wakker gemaak uit die graf uit. Hy het opgestaan. So geen twyfel dat Jesus 'n mens was nie. Hy kon dus nie afgevaar het om met daai dooies te praat en daai geeste te praat. Maar as die NG Kerk net die volgende versie lees, net die volgende vers, dan staan dit duidelik in die Bybel. 1 Petrus 3 vers 20 sê, onthou die vorige keer met die geeste gepraat sê, in wie hy ook heen gegaan en gespreek het, in die geeste in die gevangenis, dus ek lees dit net weer, toe hy heen gegaan en met die geeste in die gevangenis gespreek. Vers 20 sê, wat eenstyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag. Wat het in die dae van Noag gebeur? Daar was 'n oordeel. Die wêreld was in die toestand waar ons vandag is. God het gekom. Hy het laat Noag vir hoe lank preek? 120 jaar. Het die mense hulle harte versag? Wie het met hulle gewerk? Of het die Heilige Gees net gekom op Pinksterdag? Of was die Heilige Gees daar gewees van die begin af? Van die begin af. Ons lees in die skepping, hy was daar. So die Heilige Gees het met hulle gewerk, maar hulle het nie gesag gegee nie. Hulle het hulle harte verhard. Net 8 het in die ark ingegaan. So wanneer ons die Bybel lees, moet ons hom ook in konteks lees, dat ons verstaan wat die vers beteken. Hierdie was nou my laaste stap. Ek het gaan kyk wat sê die slim mense. In my tyd was ou chat nie daar nie, en tannie Google was ook nie. Ons het woordeboeke gebruik. En dit sê die term dood verwys na die permanente beëindiging van alle lewensprosesse in 'n organisme. Wat beteken dat alle biologiese funksies soos asemhaling, hartklop en breinaktiwiteite ophou. Wetenskaplik word dit beskryf as die omgekeerde verlies van die vermoë om die liggaam om sy funksies in stand te hou. Jy weet niks, jy's dood. So wie was Uniondale se spook?
Jy gaan sekerlik sterf, of jy gaan gewis nie sterf nie. Ek hoop nie julle gaan met die lesing sukkel soos ek gesukkel het nie. Maar julle het genoeg verse, daar's vele meer, gaan krap en gaan soek na dit. Kom ons bid. Die weer baie dankie vir die wysheid en nog steeds al die genade, Here, wat U aan ons as sondige mense wil gee. Help ons om vas te staan aan die woord en te glo net wat U woord sê, asseblief, Here. Lei ons en leer ons, Here. In Jesus naam, amen.